Hallo Facebook vriende, hulle het reg geraai. Dis Jurgens Kunsmiskoen hier vir die 5de jaar in 'n ry. Dis lentetyd. Dis kunsmistyd. Dis nou die tyd om die kunsmis op die gras te kry voor die eerste reënval. As ek jy is, doen ek dit baie vinnig. Julle weet nou al. As julle 'n groen grasperk sien hier in Rustenburg, moet julle weet, dis my kunsmis wat op daai gras gestrooi is. Niemand anders is as syne nie. Dit was 'n video van 'n jong sakeman, 'n entrepreneur bekend as Jurgens Kunsmiskoen. Hierdie indrukwekkende jongman is nie net 9 jaar oue entrepreneur soos ek nou net gesê het nie, maar hy skep ook bewusmaking vir kinders met tipe 1 diabetes en dit is nou vir my 'n aangename voorreg om met jongman Jurgens te gesels. En sy ma Madeleine is ook hier. Hartlike goeiemôre julle twee. Gaan dit goed? Môre Pieter. Lekker. Ou billetjie? Jy het lekker vroeg opgestaan vanmôre, hè? Ja. Net die eerste ding wat ek wil sê is ek is seker ons gaan een of ander familielyn kan trek want julle van is Koen. Ja. Seker. Trots op jou. Jurgens, hoe en waar het jou besigheid begin? So pappa het een keer kunsmis bestel en toe bly daaroor en ek vra vir pappa, mag ek dit verkoop? En hy sê ja. En ons gaan die volgende dag en ons gaan koop wit streepsakke by die koöperasie en ons begin dit verpak en verkoop en dit het so goed gegaan dat pappa vir my nog 'n link bestel het. Jy sien. En so het jy net met almal gepraat en verkoop aan almal. Ja. Luister en sê gou vir my, jy's nou al 5 jaar in hierdie bedryf. Ja. Hoe jonk was jy? Toe Ek was jy was 5 jaar uit. Wat het jy geweet van kunsmis? Nie baie nie. Net laat dit gras groener maak. Ja. Madeleine, vertel net gou 'n bietjie vir my. Ek meen, hoe het julle agtergekom uit 'n nek daarvoor? Was dit net die cutie factor wat vir julle gewerk het of het jy gesien nee, wat hier's dalk potensiaal? Ja, hy en sy pa is maar entrepreneurs in hulle harte, hulle enige geleentheid wat hulle raak sien. En hy het letterlik gesien dat mis oorgebly want my man het 'n vragmis bestel en het 'n vrag van dit oorgebly op die grasperk voor. En ja, hy het besluit hy gaan dit verkoop en toe hy sy eie video maak, hy het gevra, kan ek hom asseblief afneem en ek moet dit op my Facebook sit want dan weet hy die mense sal van dit wil koop. En toe hy dit doen, toe word dit elke jaar wanneer is jou volgende kunsmis beskikbaar? So dis nie net een sakkie op 'n slag nie, neem ek aan, hè? Die manne koop seker 10 en meer. Ja. Wat is vir die lekkerste van kunsmis en hierdie besigheid waarmee jy besig is? Dat ek entrepreneurskap kan doen en dat my besigheid elke dag groei en ek hoop dat Ubaro of MWK inkoop dat hulle my produk ook in hulle besigheid kan verkoop, dan sou hulle ook 'n goeie produk hê. Sien jy nou? Kyk nou net hier. Ek hoop al daai groot sakemanne met die dakbrille en baie penne in die sak het nou mooi geluister na jou. Sê net gou vir my, maar dis nie die enigste besigheid waarmee jy besig is nie. Nee. Ek boer ook skape, boerbokke en my klein boetie en my niggie het ons 'n houtbesigheid begin. Hoe oud is die niggies en die boeties en die sissies en vertel Sy boetie is 'n jaar jonger as hy. Alietjie is nou 8 jaar oud en sy niggie word 12 hierdie jaar. So hulle 3 selfde storie, video opgeneem, mal gegaan en ja, mense koop uit by hulle. Madeleine, dis nie nou net 'n tendens van weet aartjie na halfaartjie of soos ma en pa nie. Dink jy dis maar die rol wat tablette en sosiale media en daai tipe goed ook speel dat hulle net so vroeg innoverend is want hulle sien ook wat ander ouens doen dalk elders in die wêreld. Ja, ek dink die media aspek van dit maak dat ons daar buite kan sit en dat mense bewus is daarvan. En dit maak dat die besigheid so vinnig groei. Maar oor die algemeen is hy maar 'n ouetjie wat hou van buite speel. Hy is eintlik baie min op 'n TV of 'n foon in die huis. Ek dink dis wat maak dat hy groen vingers het en die kunsmisbedryf speel en werk. Nou, my chom, wanneer is die beste tyd om kunsmis nou op jou gras of op jou beddings en plante en goeie? Net voor die reën. Moet hom net nie te dik strooi nie. Strooi hom lekker dun en gee hom lekker water. Is dit? En hoe laat jy jou gras asemhaal? Want ek meen, jy sê nou nie te dik nie, so seker maar dun. Ja. En dan hartjie hom nou hier op die gras en moet jy baie water gee as dit nou nie reën nie. Yesterday, jy ken hierdie besigheid, hoor. Maar nie net dit nie, jy's ook 'n man wat mense bewus maak van diabetes, jy's self diabetes 1? Ja. Wat is dit presies? So ek my pankreas gee nie meer insulien nie, so my pompie gee die insulien. En hierdie pompie, hoe lank draai hom al, Madeleine?
Hy dra hom sedert basies wat hy gediagnoseer was 2023. So ja, dit tipe 1, jy vra wat dit behels. Sy pankreas is deur sy immuunstelsel aangeval. En dis 'n outo-immuunreaksie wat beteken die insulien-produserende selle in sy pankreas is vernietig. So hy het 24 uur insulien nodig. Maar dit is, soos ek sê, outo-immuunreaksie, dit is glad nie iets wat 'n persoon kan doen om dit te veroorsaak nie. So dit het nie te doen met jou leefstylfaktore of jou dieet voor jy gediagnoseer is of jy oorgewig was of geoefen het of nie geoefen het nie. Dit is 'n blote outo-immuunreaksie. Selfs babas word met tipe 1 diabetes gediagnoseer. Hoor jy, tydens die diabetes bewusmakingsmaand het jy self ook een van hierdie, wat noem julle dit, 'n sensor gedra? Ja, so as 'n ouer van 'n tipe 1 kind stap jy elke dag die paadjie saam met hom, maar ek het net gevoel kan jy regtig sê jy stap die paadjie as jy nog nie in sy skoene gestap het nie. So ek het toe verlede jaar 'n sensor saam met hom gedra in diabetesmaand om fisies te voel hoe dit voel om hierdie vreeslike naald te hê wat die sensor inskiet, sensories hoe dit voel om daai plakker die hele week op jou vel te hê as dit jou begin irriteer en dan kry mens eintlik regtig weer waardering waardeur hy gaan, want die tipe 1 kindertjies is sterk, hulle vat dit soos 'n man en hulle kla nie eers altyd nie, maar as jy eers self in hulle skoene stap, dan kom jy agter, maar dis regtig nie lekker nie. Hoor jy was verlede jaar of iets ook in Europa by 'n kongres om mense net 'n bietjie te vertel van wat dit is om met hierdie tipe 1 diabetes rond te loop en hoe mense julle moet sien en hanteer, of wat was die storie? Ja, dit was actually baie lekker. Ons het dit was baie lekker om die mense in persoon van Medtronic te ontmoet, die mense wat my pompie maak. Ek het ook dit was ook baie lekker dat ek kon vir hulle in persoon kon sê wat hulle kan verander op die pompie vir kinders. Luister, baie dankie vir die vinnige inloer, maar ek moet weet, ons moet hierdie besigheid nou laat groei. Het jy 'n Facebook bladsy waar gaan mense jou kan kontak vir Kunsmis? Jy kan op my diabetes my Facebook blad of jy kan my persoonlike pa skakel, my bestuurder. Daar sy en hulle gaan vir jou in die hande kry. Ja. My ou vriend, mag hy grasperke groen raak waar jou kunsmis gestrooi word. En baie dankie, ek is seker. Dit maak my trots man, nie net jonk nie net Suid-Afrikaans nie, maar 'n Koen ook daarby. Bly ingeskakel want net hier daar is 'n tyd vir jou sport met Arnold Geerts. Ek dink daai oom het ook bietjie kunsmis nodig, net om seker te maak sy hare groei weer so bietjie, ou mannetjie. Maar nie weggaan nie, skei net hierna verder op. Goeiemôre, good morning.